Hooglied vers vir vers, Hooglied 1 vers 11, geskenke, patrone en standvastigheid in geloof. Hooglied 1 vers 11, ons sal vir u goue kettingkies maak met silwer knoppe. Patrone van geskenke. Net soos ons verjaarsdag kry, een dag van die jaar wat spesiaal ons in is. Net soos ons Kersfees kry, een dag van die jaar wat almal vir almal geskenke koop. So ook in die geloofsreis is daar 'n paar spesiale tye wanneer ons geskenke kry. En net hier, nadat die bruid wat simbolies is vir die gelowiges, kry sy van haar geskenke. Net nadat sy deur haar eerste siklus is van emosionele genesing. Emosionele genesing is ook 'n teken van surrender. Ons surrender, ons gee nou oor al ons einas op hom. Ons vra hom om ons te vul. En dis net op hierdie punt waar die awesome blessings begin. En dis op hierdie punt waar ek glo waar die groot 2 veranderinge inkom. Wanneer jy 1 ophou om jaloers te wees op ander mense en hulle seëninge, want jy weet, God sal jou ook so seën op sy unieke manier. Hierdie is my so 'n kragtige versie met die gelykenis van die werkers wat aangestel is op verskillende tye. Die een lot werk die hele dag, die ander die halwe dag en die laastes net 'n uur, dan kry hulle almal dieselfde betaling. Dan sê die werkgewer wat simbolies is vir God, "Are you envious because I'm generous?" Matteus 20 vers 15. En 2, die tweede groot verandering wat inkom is, ons sal dan nog meer standvastig loop met God. Ons sal meer en dieper in sy arms hardloop. My woonstel storie. Ek het 'n paar jaar terug ek besluit ek wil terugtrek bos toe. Ek het een aand laat vir God 'n lys van alles gegee wat in my volgende woonstel wil hê. 'n instap klerekas, 'n spens, 'n grasdak in 'n natuurreservaat en ook die belaglike begroting van R3000. Ek het selfs op Pinterest 'n prentjie gesien van 'n skoenekas wat ek wil hê. En 2 dae later vertel iemand my van 'n plek wat beskikbaar is in die bos. Nadat ek omtrent 6 maande alreeds bid het, laat ek terugtrek bos toe. En toe gaan kyk ek, en net die plek was presies soos dit waarvoor ek gebid het, met skoenekas en al. En die oomblik wat jy daar die hemelse swentjie gekry het, dan wil jy nie weer omdraai nie. Once you have tasted something, you cannot untaste it. Maar let ook weer net op na die patroon of die routine. Eers, change me, Lord. Help my met my insecurities, met my skaamte. En toe kom die juwele, die geskenke. Baie kere sê mense vir my, ek bid al vir maande vir 'n nuwe werk, maar niks gebeur nie. En dan dink ek juis, die beginpunt moet eintlik wees, Lord, change me. Goue kettinge. Goud is simbolies in die Bybel vir geloof. So God sal vir ons die geloof ook gee wat ons nodig het. Silwer is simbolies vir versoening. So God wil nie hê dat ons met mekaar vergewe nie. God wil hê ons moet versoen met hom en met ander mense ook. Versoening is vergifnis op steroids. God is werklik die God van geskenke. Hy het die aarde gemaak met ons as die kroon van sy skepping. Hy het alles vir die mens gemaak. Diep in die aarde weggesteek is goud, diamante en tanzanites vir ons. Elke oggend skilder hy vir ons die mooiste sonsopkomste. Hy gee vir ons die woord van God, die grootste geskenk. En die Nuwe Testament noem herhaaldelik die gawes van die Heilige Gees, aka geskenke. Die Heilige Gees, the gift that keeps on giving. Let ook op, die woordjie is nie gee nie, God sal vir ons gee nie. God sal vir ons hangertjies maak. Wat is vir jou meer kosbaar? Wat beteken vir jou meer? 'n gekoopte geskenk of iemand wat vir jou maande lank gehekel aan 'n mooi gehekelde kombers vir jou? Jou daaglikse gebed kan wees, Here, maak vandag vir my iets spesiaal. Dalk maak hy vir jou 'n reënboog.
Dalk maak hy vir jou 'n baie spesiale skoendapper wat jou dag ophelder. Dalk maak hy die perfekte kompliment in iemand anders se mond vir jou.